ons oë vanaand op U rig. Want ons weet, Here, as ons hand in U hand is, sal U doel bereik. Dankie vir U goedheid, dankie vir U guns. Dankie dat ons U kan aanbid. Dankie dat ons voor die troon van God kan kom en sy naam kan eer. Ek wil bid, Here, dat U sal stil staan by elkeen van ons. Dankie, Hemelse Vader, dat U vir ons goed is en dat U vir ons 'n groot God is. Bereik vanaand ook so in elke hart U goddelike doel. Is my gebed in die naam wat ons almal liefhet, Jesus Christus die Here. En ek dank U daarvoor, Vader. Amen. Prys die Here, baie dankie julle, die Here bless julle, hoor. Loof die Here. Kom ons gee 'n bietjie vir hierdie twee hartlike hande klap. En hierdie ene hierdie kant op. Prys die Here, man. Ja, loof die Here. Het julle almal 'n boekie gekry? Het julle boekies? OK, julle weet ons my tweede naam is Boekie. OK. Ja, prys die Here. Ekskuus julle, dit lê hier voor. Julle moet hom net self vou, hoor. Kan julle nie so bederf dat julle Ek het dit altyd gevou te besluit ek nie, julle moet ook iets doen. Ja, prys die Here. So en almal van julle baie bly julle is hierso. Ek nou 'n paar, een of twee laat weet hulle kan nie hier wees nie en dan die ander het nog nie laat weet nie, maar nou ja, ons het so 1 en 'n halwe gemeente wat hardloop. In die oggend is daar een gemeente en die aand is daar die ander helfte van die gemeente. So ons is baie dankbaar dat ons ten minste vanaand 'n klomp gesiggies het. In die aande doen ons opleiding en in die oggend preek ons. So jy moet nou maar kies om albei by te woon, hoor. So want in die opleiding leer ons bietjie 'n paar dieper dinge. In die oggend bedien ons maar soos die Here se Gees ons lei en vanmôre die Here se Gees net so wonderlik gewerk en na die tyd gehoor wat die woord vir mense beteken het en dan is dit altyd wonderlik om dit te sien. Gerrit, ek is baie bly om jou vanaand te sien. Ons jou laasweek hier nie, né? Ons jou gemis, hoor. So jy kan sien ek het gekyk. So ja, prys die Here, ons is bly julle is hier, so hoor. Hartlik welkom vir julle. Ons eer die Here. Ook vir Jeannie en Wika agter ons is baie bly. Hulle is ook vanaand weer saam met ons. Ons loof die Here. Ag, en almal wat net die tyd opoffer om saam met ons hier te wees. Ons hoop dat die Here ook so in julle lewens gaan deurbreek. Goed julle, ek het verlede week nou julle het almal op julle buiteblaadjie gekyk. Daar's mos nou 'n hele ou struktuurtjie daar buite. Ek het 'n baie professionele buiteblad wat eintlik graphic design met in die ander gemeente wat ek daar laat opsit het. Wat nou seker baie mooier lyk, want ou Frans Botha het dit gedoen en hy's 'n grafiese ontwerper, so hy's briljant en skilder en goed. Maar syne is te fancy. Ek hou van die en hy lyk vir my so 'n bietjie eenvoudig gerag, want hier kan ek vir jou presies sê wat ons moet doen. So een of ander tyd as Morney nou 'n bietjie minder besig is, kan hy dalk net hierdie hele ding vat en net so 'n bietjie tune. Want hierdie is 'n PowerPoint een, hoor. So en raai wie dit gedoen? Ek. So maar nou ja, hy werk al vir die afgelope jare en 'n half so. Ons het verlede week het ons nou klaar gemaak met die struktuur waar die dak opgesit word. So ek gaan ek wou aanvanklik het ek gedink wanneer ons nou daar kom dan gaan ek nou stop. Maar toe ons by die vorige vergaderingkie wat ons almal bymekaar was gekom het, toe sê die ouens, hoorie, so ons wil asseblief sonnaande steeds aangaan met die lering. So en ek was baie opgewonde daaroor want ek weet wanneer ons tyd spandeer in die woord, weet 'n preek het ou net 'n sekere hoeveelheid tyd om te doen en jy het 'n klomp ander liturgiese goed wat gedoen moet word, dan het 'n ou nie tyd om regtig in die diepte van die woord in te gaan nie. Nou ek hou van die opleiding eintlik daai kant want dan kan ek almal se body language mooi sien. So as hulle wil slaap, dan kan ek hom daar mooi kyk. En as ek 'n ou verloor, kan ek ook mooi sien ek verloor hom. Hier raak jy half bietjie weg. Maar ons sit nou maar hier want dit is bietjie warmer hier is daar. Ons sal dalk maar kyk in die toekoms een of ander tyd as ek net my beerings agter mekaar kan kry. Maar dit is seker maar bietjie lekkerder hier. Maar nou ja, kom ons gaan kyk na die woord. So ek gaan vanaand op 'n hierdie is eintlik 'n B-deel van die toerusting. So die eerste deel van hierdie toerusting gaan alles oor die struktuur buite. Met ander woorde, jy bou, dit begin voor by daai sirkel, jy moet die terrein ken waarop jy bou en jy moet daarna moet jy moet insig in die bouplan hê en dan moet jy 'n goeie fondasie gee en dan gaan jy oor na die 6 pilare van die struktuur wat die 6 pilare van Christendom
wat ons hanteer het, en dan gaan jy oor as jy pilare gebou het na die latbalk toe, en dan kom jy by die dak uit, wat ons dan die afgelope 2 of 3 weke op stil gestaan het, waarvan die liefde, die gawes wat God aan ons gegee het, deur sy liefde, om uit te reik na ander mense toe, waarin ons dan daarop fokus. Maar wanneer jou struktuur dan klaar is, moet jy ook verstaan, so hierdie fase van herbou sy huis, met ander woorde, dit wat ons nou gaan toetree in, moet julle mooi verstaan, met ander woorde, hierdie gedeelte van hierdie toerusting, wil ek fokus op een element, en dit is 'n leefwyse in God se koninkryk. Want jy word uitgehaal, wat sê Kolossense die 1ste hoofstuk, hy het jou uitgehaal uit die koninkryk van die duisternis, en hy het jou sê bietjie het, jou oorgebring na die koninkryk van die lig van sy seun. So met ander woorde, die boodskap van die koninkryk was vir baie jare, was dit eintlik verborge, ek wil nie sê verborge nie, was dit afgeskeep in die kerkwêreld. Ons het geleer in ons kinderdae, en baie van julle ook, en ek het dit getoets julle vir baie jare al, want die Here het in 2002 met my begin praat, eintlik in die jaar 2000, oor die koninkryk, en hy het my insig gegee rondom dit. En het ek gesien dat die hooflyn deur die Bybel, ons noem dit die sentrale, en dis professor van der Walt wat dit so noem, van die Universiteit van Potchefstroom. Hy het 'n lesing geskrywe, en Dominee Abel Stols, toe ek hierdie goed preek, en ek die ouens begin toerus in die koninkryk, toe kom Abel by my en hy sê vir my, nou ek het Abel gedoop, net so terloops, ek weet nie of julle dit weet nie. Ek dank die Here vir waar hy my kon gebruik in daai dominee se lewe, 'n wonderlike ou. Yes, dit is net 'n dierbare man, en ons het baie tyd in gebed saam gespandeer. En hoe dat die Here net eenvoudig met hom gewerk het, en hy kom by my en sê, hoorie, so ek het vir jou 'n lesing wat ek graag vir jou wil gee, en hy sê, maar dit is sy hervormde predikant wat die ding geskryf het. Ek sê nie, maar gee maar daai lesing, dat ek sien wat hy hervormde professor sê, jy weet, so. En hy gee vir my die lesing, en julle daai lesing, toe ek hy lesing sien, toe weet ek dat ek weet, daai ou verstaan iets van die koninkryk. En ek het daai lesing gevat, en in die ander reeks wat ek op die koninkryk geskryf het, ek dit ingebou, en ek het dit genoem die sentrale lyn deur die Bybel, en in hierdie reeks is dit ingeweef in hierdie hele proses in, nie so pertinent afsonderlik soos wat ek dit daar hanteer het, maar dit is hier in die goed wat julle geleer het tot nou. So die hooflyn, die sentrale lyn, noem dit wat jy wil, die hooflyn deur die Bybel, is nie, daar's baie teologie in die kerkwêreld. Nou as jy met 'n sabbatariër praat, en ek hoop nou nie is iemand hier vanaand nie, maar as jy is dit ook okay, want ek is vir jou ook lief. So met ander woorde, as jy met 'n sabbat, en dis maar net, ek gebruik hulle nou omdat hulle 'n voorbeeld is, met 'n goeie voorbeeld is. So wanneer jy met 'n 7-daagse adventis praat, dan gaan jy sien dat die ou gaan met jou praat oor Jesus, maar binne 'n paar minute, dan probeer hy jou convince van die Sabbat. En net so is dit eintlik in enige kerkgenootskap. So hulle het 'n hoofteologiese punt wat hulle aanhang, en dan praat jy met 'n ou, en hulle kom by jou uit, en hulle probeer jou eintlik tot bekering bring deur daai punt. Nou in ons genootskap het ook so 'n punt, wat ons aanraak, en toe begin die Here met my praat, en hy sê vir my dat al hierdie verskillende standpunte in die Bybel is nie die hooflyn deur die Bybel nie. Die hooflyn deur die Bybel is die koninkryk van God. Jy kry dit reg van die begin af, en wat is die koninkryk van God? Dis die heerskappy van God, julle. Dis die koninkryk. Nou, gaan die hele Bybel nie oor God se heerskappy nie. Hy maak 'n aarde, hy sit 'n mens daar, en hy sê, heers oor die werke van my hande. En wat kom die duiwel doen? Die Bybel sê, hy is kragteloos uit die hemel neergeslaan. Nou, as hy sê, hy is kragteloos, beteken dit, geen effek. En hier sê hy in die tuin van Eden, en hy gebruik 'n slang, om met 'n Evaatjie te praat, en éventueel, wat doen Adam? Hy gee sy Adamiese heerskappy oor in die hand van die duiwel, en hy sê vir hom, hier's dit, vat dit, deur na hom te luister. So die hele boodskap van die Bybel is God se heerskappy, sy koninkryk. En ek en jy moet dit verstaan vanaand. So, God is die sentrum van die hele Bybel, sy heerskappy, hy homself. En hy het homself kom openbaar in Christus, om die gemors wat Adam en Eva aangevang het, te kom herstel. En nou sê hy, ek het jou uitgehaal.
uit die koninkryk van die duisternis en ek het jou oorgebring na die koninkryk van die lig van sy seun. So die koninkryk van God is nie net die hemel nie. Dit is die hemel, maar dit is nie net die hemel nie. Die koninkryk van God is sy heerskappy in jou lewe nou, môre en vir ewig. Dis 'n nou en dan. Dr. MacArthur noem dit so mooi. Hy sê dis 'n nou en dan koninkryk. Met ander woorde, jy's reeds in hierdie koninkryk ingelyf en hierdie hele reeks gaan oor dit. Wie is ek in hierdie koninkryk? Maar as ek nou in hierdie koninkryk ingebring is, wie van julle ken die ou spreekwoord wat sê in Rome maak ek soos die Romeine maak? Ken julle daai een? Wat beteken dit? Jy val in. OK, nou kan jy nie majority rules of inval, maar jy moet inval as dit 'n klomp verkeerde dinge is, afgoderry en al daai dinge nie. Maar wat doen Daniël? Daniël is die beste voorbeeld. Hy beland in 'n ander koninkryk. Hy rebelleer nie teen dit nie. Maar hy vestig God se heerskappy hoe? Deur die krag van God te openbaar in sy lewe. En selfs Nebukadneser val op sy knie voor Daniël. En wat doen hy? Nebukadneser, die eerste wêreldheerser, erken, hoor mooi, dat daar geen ander God is behalwe die God van Daniël. Hè? Is dit nie super cool nie? En daai laaitjie was 16 jaar toe hy daar beland het. Maar hy vat verantwoordelikheid vir sy calling, hy vat verantwoordelikheid vir sy geloof en hy leef dit uit. Hierdie verskillende kerke wat jy sien, nou ek weet net nie wat noem hulle daai goed nie. Het julle al gesien mense, ek weet nie of mense dit nou nog kry, maar vroeër jare in ons kinderdae het jy so 'n ding gekry, die tannies het dit so met 'n klomp wolle, het hulle dit so in 'n ding ingeweef en dan éventueel is daar so 'n hele patroon. Dan sien jy hier's 'n hele prentjie. Wat tapisserie is dit? OK, 'n tapisserie. Nou dis daai ding. Nou 'n tapisserie bestaan uit wolle. OK? En verskillende kleure wolle. Al die bome se blare is groen. So wat het hulle gebruik? Groen wol. OK? Die hemel is blou. So wat het hulle gebruik? Blou wol. Nou maak die kerke so, hy het 'n groen wolbeet. En hy pluk hy groen wol op daai tapisserie, laat die bissies bewe en hy probeer jou oortuig tot die groen wol. Hoor julle wat ek sê? So met ander woorde, hy probeer jou oortuig van sy standpunt. En sy standpunt kan reg wees, maar hy moet jou oortuig tot God se koninkryk. En dit is waar, julle, ek het hierdie goed gesien, werk in my lewe kragdadiglik. Maar jy kan nie in God se koninkryk ingaan en nie begin lewe na aanleiding van God se beginsels nie. Hoor jy wat ek sê? So, jy moet verstaan, die oomblik as jy uitgehaal is uit die koninkryk van die wêreld en hy jou oorgebring het na sy koninkryk, dan begin jou waardesisteme verander. Jou siening oor die wêreld begin verander. Jou liefde teenoor mense begin verander. Jou alles in jou lewe begin verander en dis 'n proses van transformasie. Dit is hoekom bekering, jy kan nie bly by die begin van die prediking, want dis die kernskrif van hierdie hele reeks. Ons kan nie bly by die begin van die prediking nie. Maar jy moet voortgaan, dis 'n proses na die volmaaktheid wat daar in Christus Jesus is. So, ek weet nie of jy weet nie, maar jy's in 'n proses. En weet jy, daai proses hou nooit op tot die dag dat jy doodgaan nie. OK? So hy gaan jou uitsort tot die dag dat jy doodgaan. Hoekom? Want daar's soveel nonsens in ons lewens wat hy moet uitskit. Nou ek sê altyd die dag as jy volmaaktheid bereik en kom haal hy jou. Dan vat hy jou. So hy's besig met ons elke dag van ons lewe. Hoekom? Want hy wil hê sy bruid moet sonder vlek en sonder rimpel wees. Dis hoekom hy jou deur hierdie goed vat. En dis hoekom hy met ons werk in hierdie goeders. OK. So hierdie tweede fase van hierdie opleiding gaan oor wat verwag Christus van my? Hoe leef ek in hierdie koninkryk? Nou julle, ek sê julle weer, ek wou dit nie aangebied het, want hierdie is 'n fris reeks. Maar dit gaan jou lewe verander as jy moenie mis nie. Ek weet, Vrydag aand, Sondae is ons moeg en dis net baie ander dinge. Weet julle, ek is ook baie keer moeg. Dan voel ek, ag Jesusie, moet ek nou vanaand gaan opleiding gee? Maar as ek eers hier instap en ek sien julle oulike gesiggies, dan raak dit vir my baie lekker om hier te wees. En as ek inkom en so baie koek en koffie en tee, dan raak dit nog lekkerder. So vir almal wat nou hier bederf het vanaand, baie dankie. Christel, hulle sê vandag, hulle sê, hoor jy het nou al hierdie hele week verjaar van verlede naweek af en jy het eers Woensdag, maar dit gaan nou al vir 'n week en ek weet nie hoe lank aan nie. Ja, ek raak net vetter, is al.
Maar baie dankie Here, ons waardeer dit regtig hoor. So, wat gaan ons leer in hierdie fase van herbou se huis? Ek wil hê jy moet leef, jy moet gaan leer oor wat verwag God van jou hoe om in hierdie koninkryk te leef. Die bou van die struktuur is afgehandel. Die dak is op, die struktuur staan daar. Met die oprigting van die dak, met die laaste lesing wat ons verlede week gehanteer het. Ons het geleer wat ons verantwoordelikheid is. In daai laaste lesings het ons geleer wat ons verantwoordelikheid is ten opsigte van God se koninkryk en hoe ons God kan verheerlik deur vrug vir sy naam te gaan dra. Julle onthou, hy kom in 1 Korintiërs 12 en dan hanteer hy die gawes daar. Op een plek sê hy daar, en Christus het opgevaar in die hemel, en wat hy het gedoen, hy het gevangenes gevange geneem, en hy het geskenke aan hulle gegee. Dis 'n Ou Testamentiese profesie waarna Paulus verwys. Wat se geskenke? Geskenke is 'n gawe. So elkeen van my en jou het 'n gawe in Christus Jesus ontvang. Jy het 'n gift. Hierdie jong man het 'n gift hierso, en hy moet langs jou sit. Ons probeer hom ook hierdie ding leer hoor. So jy moet hom bietjie kom leer verder hier, laat hy kan oefen, hoe meer en meer. So hy is hier en Sionay is hier en Candice is besig op die gitaar. So ons is besig om die jong mense voor te berei vir dit. Hoekom? Want die kerk bestaan nie net uit 'n klomp gryses nie. Okay? Ons moet 'n klomp jong mense inbring wat hierdie kerk vorentoe kan vat as ons nou eendag nou nie meer kan nie, né? En hulle moet sommer van die begin af inkom, want ek weet of julle agtergekom het, jong mense trek jong mense en ou mense trek ou mense. Okay? So, partykeer trek jong mense ou mense ook. Dit gebeur ook, maar dan moet dit daarom nou veral kinders. Hulle kan nogal ou mense trek. Alraai, maar hier is nou nie so baie kinders hier nie, maar jong mense. So, hoor mooi. So die Here kom en hy sê ons het geleer om wat ons verantwoordelikheid is ten opsigte van jou gawe in die vorige lesing. Jy het 'n gift wat jy moet uitleef. Dis bottom line. Vind die gawe en leef dit uit. En ons het in daai vorige reeks of in by die latbalk en by die dakgedeelte het ons die gawe toetse gedoen en 'n klomp dinge gedoen om jou te help om jouself te vind, om te weet wat het God jou gemaak. Want daai gift is in jou. Okay, of jy nou in die wêreld is of jy in God se koninkryk is, daai gawe is daar. Dis onberoulik sê die Bybel. So hy het dit vir jou gegee. En weet jy wat, God vat nie hy gawe terug nie. Ons maak baie keer droog, hy vat nie jou gawe terug nie. Want hy het dit onberoulik gegee, dis jou gift. Jy moet dit aanwend tot sy verheerliking. So die herstel van God se huis stop egter nie by die voltooiing van die struktuur op sigself nie. Maar ons geestelike huis sal eers bewoonbaar wees wanneer al die finale afrondingswerk afgehandel is. Weet julle hoe graag wil ons al in hierdie huis oorkant intrek? Ek is al lus en gaan bly daar sonder niks. Okay. Maar ons kan nie. Ons moet wag dat hy afgerond is. Ons moet wag dat die ding in sy finale stadium inbeweeg. En daar's nog 'n klomp werk wat daar moet gedoen word. 'n Klomp, net so is dit hier. Die struktuur kan klaar wees, maar daar's 'n klomp afrondingswerk en hierdie afrondingswerk, moet jy verstaan vanaand, is dit wat God wil hê jy moet uitleef. So, hoe lyk God se huis? Want ek en jy is God se huis. As ander mense by my voordeur instap, wat sien hulle? Sien hulle die Here se teenwoordigheid? Sien hulle die pragt en praal wat God my ingemaak het? En ek praat nie van wêreldse dinge nie. Ek praat van God se skoonheid in ons. Ek praat van sy heerlikheid in ons. Sien hulle dit of wat sien hulle? So die herstel van God se huis stop nie by die gebou self nie. Maar ons geestelike huis sal eerder bewoonbaar wees wanneer al die finale afrondingswerk afgehandel is. Reeds vroeg in die bediening van Jesus het hy, en dis Jesus wat dit gedoen het, 'n reeks boodskappe gepreek om ons te leer hoe om in God se koninkryk te leef. Ons het dit daar gesien. So met ander woorde, as jy daarna gaan kyk, dan wys hy vir jou, hy sê vir jou presies wat wil hy hê. En ek noem dit, daai is die konstitusie van die koninkryk. So dit is die kreet, ek weet nie wat die Afrikaanse regte woord daarvan, die creed van God se koninkryk word in Matteus 5, Matteus 6 en Matteus 7 saamgevat. Jy sien dit baie duidelik daar. Okay, ons gaan daaroor praat in hierdie reeks wat voorlê. So met sy leringe tydens die bergpredikasie. Nou wie van julle het al gehoor van die bergpredikasie? Nou julle is almal redelik Afrikaans. Die opskrif hier in die Bybel sê die bergpredikasie. Okay, wat is die Engels vir die bergpredikasie? Sermon of the Mount, maar daar's 'n ander naam. Dis reg, maar daar's 'n ander. The Beatitudes. Die saligsprekinge. Okay? So die bergpredikasie gaan oor die saligsprekinge.
en ek gaan dit met julle hanteer. Want as jy die konsep vang daar, dan gaan dit 'n ongelooflike verskil in jou lewe begin maak. Die insig oor die voorbeeld van Jesus, wat ons tot nou toe ontvang het, en die kennis van sy krag en die volmaaktheid, laat ons met die absolute laat ons met die bewustheid van ons persoonlike onvermoë om in dieselfde oorwinnende lewe te leef. Tog ten spyte van ons swakheid en geneigtheid tot die vleeslike lewe, sê Jesus, dat diegene wat in hom glo, dieselfde werk sal doen as wat hy doen. Maar wat sê hy nog? En groter. Nou julle, noem my gou een groot wonderwerk wat jy aan kan dink. Wat vir jou standing is in die Bybel. Noem my enigeen. Die broodjies en die vissies. Ja, 30,000 mense, 5 brode, 2 visse. Dis 'n kwaai een daai. Okay. So om iemand uit die dood uit op te wek. Nou julle, hy sê dieselfde werke as wat ek gedoen het, sal julle doen en groter werke. Nou daar is ouens wat deurbreek in dit. Richard het gister 'n konferensie by Kobus van Rensburg se kerk gaan hou. Sy jongste seun hou daai dienste daar en dis 'n ongelooflike groot gebou. En Kobus van Rensburg het duisende mense getrek en hy sê vir my in hulle museum, hy is oorlede Kobus. In die museum waar daar is daar hang honderde krikke teen hy muur. Hy het iets gesê van 17,000 is dit 17,000 of 13,000? Dis so 17,000 opgetekende genesings wat die dokters bevestig het wat plaasgevind het onder daai ou se bediening. Die krikke en goed hang teen daai muur, soos mense eenvoudig net oorwinning gevat het en soos dat die Here hulle genees het deur hom. So julle, dit is moontlik. Dis daar. Die kerk is nie daar nie vir een rede. Ons laat nie toe dat die koninkryk in my lewe kom nie. Want wat is die koninkryk? God se heerskappy in my lewe. Nou as God se heerskappy in my lewe sigbaar is, dan moet daar goed gebeur. Want dis wat Jesus gedoen het. Hy is die prototipe van 'n mens in sy vlees, alhoewel hy God is, maar in sy vleeslike hoedanigheid, waarin die krag van die koninkryk gemanifesteer het. Waar hy geloop het die teenwoordigheid van die Gees van God net gewerk en siekes het genees. En weet jy, hy spreek nie eens 'n demoon aan nie. Die demoon spreek hom aan. Die demoon praat met hom. Hy sit in die kerk en dan preek hy weet daai oues daar, maar hy fokus nie op dit nie. En dan wat doen die demoon? Hy manifesteer. Dan roep hy, wat het ons met u te doen? En dan gaan die Here nie met hom 'n lekker praatjie aan nie. Hy bestraf hom en sê, gaan uit. Okay? So met ander woorde, die krag van God het deur daai liggaam gewerk. En dis wat God met my en jou wil doen, want hy sê hierso, dieselfde dinge as wat hy gedoen het, kan ek en jy doen. Maar ons is nie daar nie, omdat ons sit met klein geloof, nie met ongeloof nie, want jy het geloof in Christus, jy sit met klein geloof. Dit is hoekom, en ek weet nie, wie van julle het al vir siek mense gebid nie. Nou julle, ek het vir baie jare in my lewe kom ek in die bediening, en ek het al vir baie siek mense in my lewe gebid. Maar dan kry jy partykeer sulke siek mense, dan as jy by hom gaan staan en dan kyk jy met jou vleeslike oë na daai ou en dan sien jy, hoorie, daar's nie 'n manier dat die Here my kan gebruik in hierdie ding nie. Jy het net so halwe gedagte by jou kop, wat die duiwel is, hy plant so saadjie. Hierdie ou kom met 'n reistoele aan, jy moet hom opwek. En dan is die twyfel klaar daar. Gevaarlike plek. Terwyl jy eintlik net moet staan en eenvoudig die naam van die Here oor hom uitroep. Onthou daai woorde van daai Duitser van nou, wat is sy naam, Reinhard Bonke, wat ek daai dag vir julle hier gespeel het. God se woord in my mond is net so sterk soos God se woord in sy mond. Want God se woord is God se woord. Okay. So daai ding moet ek onthou. En die dag toe daai evangelis wat hy gekry het om daai hele konferensie te hou in sy kar met sy safari pak klim in sy kar en hy ry terug Suid-Afrika toe van in Lesotho en hy los vir Reinhard Bonke met al daai honderde mense wat opgedaag het vir genesing. En Reinhard klim in die kar in en hy huil voor die Here en hy sê, Here, hoe kan hierdie man ry? Ek het al die mense wat ek moet bedien. Nou is hy weg. Toe gee die Here hom daai woord. My woord in jou mond. Hy sê in 15 minute in sy preek af. Toe besluit hy,
Nou gaan hy daai woord toepas, want die duiwel bly vir hom in sy kop sê, ag, niks gaan gebeur nie. En hy sê vir hom, is die enige persoon in hierdie gehoor wat totaal blind is. Heeltemal blind, kan niks sien nie. Hy sê, nou staan hy daar met sy, hy bewe so. Hy is so bang soos 10, want hy vat nou hierdie groot kans. En 4 ouens staan op, wat totaal blind is. Hy sê, en hy begin spreek, die gees van genesing oor, dat daar waar hy staan. Hy sê, en hy raak so stilte oor hy gehoor, niks gebeur nie. En skielik, begin een ou uitroep en hy roep, ek kan sien. En die volgende een roep uit, ek kan sien. En hulle begin op die stoele spring, en hulle begin God verheerlik. Hy sê, in die volgende oomblik val die krag van die Here oor daai hele gebou, en God begin mense genees, sonder dat iemand hulle hand op hulle neem. Net deur die heerskappy, deur Reinhard Bonke. Julle, is dit nie wat ons nodig het, in vandag se lewe nie. Want die vrees van God is nie meer daar nie. Maar sulke dinge bring die vrees van God terug. So Jesus kom, en hy sê, ten spyte van ons swakheid, kan ek en jy meer dinge doen, as wat hy, daar is die skrif. Jesus sê dit, omdat hy geweet het, dat die Heilige Gees direk na sy hemelvaart, na my en jou sal terugkeer. In Johannes 16:7 staan, maar ek sê vir julle die waarheid. Wat sê Jesus hier? Ek spreek waarheid. Okay, waarheid kan nie lieg nie. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Sonder God se Gees sal dit onmoontlik wees om te leef in hierdie koninkrykslewe wat Jesus vir ons geleer en gedemonstreer het. Want waar sal jy die krag vandaan kry as dit nie die Gees van God in jou is nie? Ons het mos nie daai krag in onsself nie, julle. Jy kan dit nie doen nie. Maar met God se Gees, Dawid sê, met my God loop ek 'n bendestorm en met my God spring ek oor 'n muur. So met God se Gees is niks onmoontlik nie. Ons het môre daai skrif in Romeine 8 gelees. Niks is onmoontlik nie. Verder sê Jesus in Lukas 6:40, 'n leerling, nou dis nou ek en jy, is nie bo sy meester nie. Maar wat? Maar elkeen wat toegerus is deur hierdie leermeester, sal net soos sy meester wees. Julle, dis ons uitdaging. Dit is elkeen van ons, ek noem dit sommer die leesstoel beginsel. Ons moet so kragdadiglik onsself dupliseer in ander mense se lewens, sodat wanneer ek nie daar is nie, dat ander mense dit kan doen. En jy kan, as jy net wil, as jy net die geloof insit en dit doen. Hy sê, sal soos sy meester wees. Met hierdie woorde bemoedig Jesus ons verder, dat ons soos hy kan wees, met ander woorde soos hy. As ons na sy woord gaan luister en nougeset begin doen wat hy sê, sal ons daarin kan slaag. Dit sal beteken dat ons ou denkpatrone voortdurend moet vervang met God se wil en wyse van dinge doen. So, wat moet ek en jy doen? Verander jou gedagtes oor jouself. Verander jou gedagtes oor jou gedragspatrone. Verander jou gedagtes oor jou attitude, oor jou gesindhede. En lyn op met wat God wil hê jy moet doen. Want hier sit vanaand 'n klomp potensiaal in hierdie gebou wat die wêreld kan omkeer. Julle, Jesus kies net 12 ouens. Ja, daar's 70 wat hy uitstuur. Op ander plekke het hy 500 ouens wat hy bedien net na sy opstanding. In die bovertrek is daar 120 bymekaar wat die Heilige Gees ontvang. Met al 120 mense gevul met die Heilige Gees, vestig God sy kerk in die wêreld. Ek gee jou een raai. Daar's baie meer as 120 mense wat Christus dien vandag in die wêreld. Waar het hulle vandaan gekom? Uit daai vroeë kerk uit hulle getuienis uit. Hulle het gedoen wat God van hulle verwag het om te doen. En dis wat God vandag van my en jou verwag.
die feit dat ons nie 'n impak in ons land maak, dat die kerk nie eintlik 'n impak in die land maak nie, is eenvoudig omdat ons God nie toelaat om deur ons 'n impak te maak nie. Ons bly stil, ons swyg, ons laat God se water oor God se akker loop. Ons is nogal bietjie lui. Okay, dit mag ek nou nie hiervan af sê nie, maar baie die Christen wêreld is lui julle. Hoekom? Want dit is 'n opoffering om die Here te dien. Dit kos 'n prys. Paulus sê koop die tyd uit. Dit kos 'n prys. Koop beteken jy betaal iets daarvoor. Nou ek weet baie keer sê ja, maar daai mense, hulle het dan so 'n bietjie makliker gehad as ons. Hulle was nie so gejaag soos ons nie. Ek het al baie daai ene gehoor. Kom ek gee jou net een voorbeeld. Daar's 'n bruilof in Kana en Jesus sit in Jerusalem. Kana is 80 km, 80 myl van Jerusalem af. Hy moet op 'n bestemde tyd daar wees. So wanneer moet hy begin loop om daar uit te kom? Nee, kom aan, dink 'n bietjie daaraan. As ek en jy 80 kilos moet ry, wat doen ons? Ons besluit sommer vanmôre ons red dit nou. Jy weet net nou deesdae al wat jy nou moet bereken is die koste van petrol. OK. Maar kan jy sien, dit is, weet ons dink dit het daar, hulle het ook in die tydsvak gelewe wat ek en jy in leef. Die ure was nie korter en die ure was nie langer. 12 ure in 'n dag. Maar hulle het nie gehad wat ek en jy het nie. Julle, ek weet nie wie van julle het al met 'n donkie gewerk nie. Kyk, ek het al toe ons op die plaas groot geword het. Daai is 'n ander ding. Het jy hom al probeer ry? Moenie dit doen nie. Is dit? OK. Jy het 'n lekker skool klink dit vir my hoor. So 'n donkie is 'n steeksding. En hulle moes donkies gebruik om te beweeg. En esels en al daai goeters en kamele. Nou julle so met hulle was in dieselfde tyd as ek en jy. So sy beplanning was maar net langer voor die tyd. Ek dink hulle kon beter beplan as ons. Want hulle het meer tyd nodig gehad om goed te doen. So moenie dink daai mense was beter af as ek en jy nie. Dit is nie so nie. So wat sê die Here vir ons? Begin by te verstaan dat jy moet in die wet van die lewe begin funksioneer. Romeine 8. En ons het hierdie skrif in die verlede baie deurgewerk en ek gaan hom net hier aanraak dat ek jou net kan aansluiting vind by dit wat ons met julle gedeel het. Romeine 8 vers 2. Want die wet van die gees van die lewe in Christus het my vrygemaak van wat? Van die wet van die sonde en die dood. Hoeveel wette is daar? 2 wette. OK. Wat maak jou vry van die wet van die sonde en die dood? Die wet van die lewe in Christus Jesus. So kan jy sien as 2 wette. So om in die lewe in te stap wat God vir jou beplan het, moet ek en jy elke dag die wet van die lewe aktiveer. Ek kan dit nie namens jou doen nie, jy kan dit nie namens my doen nie. Ek moet die wet van die lewe aktiveer. Hierdie ding wat hier voor neer staan, ek het al baie vir julle gesê, hoe lank gaan hierdie stoel hier staan? Hy gaan vir ewig hier staan. As jy in die Namib inry en jy kom daar by die Delwerkampe wat in die 40er jare geontruim is, dan kom jy daar en so 'n hele gereedskap ding van die blacksmiths uitgepak daar. Dit lê presies so, al die gereedskap lê nog net so op die tafel. Daar staan tot 'n pynappel op een van die rakke, nog net so van die 40er jare af. En ek lieg, daar's my vrou vra. Julle was mos ook al daar. 40 jaar, want hy nie vir ons. Hy staan net daar. Dis versteen. 'n Pynappel. Jy mag aan niks vat as jy inloop nie. Al die sibbe van die diamantdelwer staan nog steeds daar. Dit is net met wind toegewaai, maar die goed waai oop en dit waai toe. Staan net so daar. Drankborrels, kyk, dit was daar baie gewees. OK. Staan net so daar. Die boekrak is vol Duitse boeke. Staan net so daar. So toe hulle het een oggend wakker geword en die organiseerders, die myneienaars het gesê die wat eerste is, kan saamry, die ander bly agter. En dit is hoekom jy 'n plek kry met die naam van die skedelkus. Daar's 'n klomp mense daar wat letterlik doodgeskiet is, hulle. Wat nie kon gaan nie, daar's nie plek nie. Want jy gaan nie loop van daar af nie. Daar's nie 'n manier nie. So
jy moet daai goed staan daar, omdat niemand aan dit vat nie. So as jy die wet van die lewe in jou lewe wil toepas, moet jy hierdie stoel skuif. Jy moet die wet van die lewe in jou lewe aktiveer, om die wet van die dood uit jou lewe uit te kry. Dis jy wat dit moet doen, niemand anders nie, ek en jy. So, om sonde uit jou lewe uit te kry, moet jy Christus se bloed gebruik, maar jy moet elke dag besluit om in die krag van sy bloed te funksioneer. By implikasie beteken dit dat Jesus gekom het om ons sonde eens en vir altyd te oorwin, sodat ons as mens opnuut weer in oorwinning kan leef. In Romeine 6 vers 4 verklaar Paulus, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in wat kan wandel? In 'n nuwe lewe. So wat is 'n nuwe lewe? 'n Nuwe lewe is 'n Christus tipe lewe, is 'n koninkryks tipe lewe. Met hierdie woorde benadruk Paulus die feit dat ons nie in ons ou kragtelose en verslaane lewe mag bly leef nie, maar dat ons na ons verlossing geroep is om in 'n nuwe lewe te, nou julle, wat beteken die woord wandel? Ja, jy wandel langs die see. Met ander woorde, jy is redelik in rus. So met ander woorde, hierdie skrif sê, ons moet op 'n plek kom waar ons in hierdie nuwe lewe rus. Jy wandel daarin. Julle ja, gesien hoe rustig is dit om langs die see te loop, as jy nou daar gaan kuier. Moet nou net nie almal see toe trek nie, want dan is ek volgende week alleen nie. OK, ons wil ook saam gaan. Sorg dat jy 'n huiskoopende woonstel dat ek hom kan kry. Net oor Desember, dan is ek OK. So, hoor mooi. Die Here sê jy het 'n nuwe lewe, wandel daarin. Met hierdie woorde benadruk Paulus die feit dat hy nuwe lewe, ons moet in hierdie kragtelose lewe bly nie. Hoor wat sê Romeine 6:14. Want die sonde sal oor julle nie heers nie. Julle, dan verbaas ek my vir hierdie nuwe teologie wat deesdae aan die orde van die dag is. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie, moet dit ook nie gaan ondersoek nie, maar dit is baie prominent. Waar genade oorbeklemtoon word. Met ander woorde, jy glo net in Christus, everything is fine. Jy kan gered word. Nou sien ek nou deesdae het hulle nou Bybelstudies. Hulle noem dit Whiskey and Bible Study. Okay, the Bible Study, Whiskey and Bible Study Club. Or the Whiskey and Bible Study Cell Group. Or the Wine and Dine Bible Group. Or the Dancing Bible Group. So wat jy doen is jy dans jou longe uit daar op die baan en dan gaan sit jy daar by die tafel en lê daar 'n paar Bybels en dan gaan jy 'n bietjie aan met jou Bybelstudie. Nou wie wil gaan dans, los jy Bybels en gaan dans jy eens nou. Of jy vang 'n bietjie whisky en jy drink dit nou gou klaar en dan doen jy 'n bietjie Bybelstudie en ek dink hoe meer besope jy raak seker of hoe meer jy van die goed drink, ek wonder hoeveel lyntjies sien hulle dan. Belaglik julle. Hè? Nee, hoekom? Want as jy glo, as jy gered. Nou vra ek jou, wat maak jy met die skrif wat sê? Jaag die heiligmaking na, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Wat maak jy daarmee? So, word heilig, want God is heilig. Julle, God is, weet jy, ek het 'n boodskap in my Bybel wat al vir jare daar lê, ek het hom nog nooit gepreek nie. Of net 'n raamwerk oor die grootheid van God. Ons besef dit nie. Ons het nie 'n klou. Mense soos daai het nie die vaagste benul van die grootheid van God nie. Want hy wil doen wat hy wil doen. Hy wil leef soos hy wil leef. Maar hy dink, nou ek sê die skrif, daar gaan mense in die laaste dae kom wat vir my sal sê, Here, Here, maar wat gaan God dan vir hulle sê? Gaan weg van my, julle werkers van ongeregtigheid, want ek ken jou nie. Julle, ek wil tog nie daai woorde in my lewe hoor nie. So dan probeer ek maar eerder reg lewe. OK, en sit maar die whisky een kant. So, vergeet die dine and wine en al daai goed saam met die Bybel. Daai goed is nie wat God wil hê nie. God wil hê jy moet heilig lewe. Hy wil hê jy moet sy naam verheerlik.
Hy wil hê jy moet hom groot maak. Hy wil hê jou lewe moet getuig van sy grootheid en van sy goedheid. Want die sonde sal oor julle nie heers nie. Maar julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. En hulle gebruik hierdie skrif baie sterk, onder die genade. Dit beteken, nou hy sê sonde sal oor julle nie heers nie. Nou met ander woorde, wat sê dit vir jou? Hulle gebruik die laaste gedeelte, want julle is onder die genade. Maar as hy sê die sonde sal jou nie heers nie, sê hy vir jou, jy gaan die krag van die Heilige Gees in jou hê om sonde te kan oorwin. Dis wat daar staan. Nie dat jy kan sonde doen en bly lewe soos jy wil lewe en die genade is vir jou genoeg nie. Hulle verdraai dit julle. Die Griekse woord vir salwing. Ek wil net teruggaan na die vorige paragraaf toe. God wil hê dat ons klaar moet kry met sonde, aangesien die geringste onbeleide sonde in ons lewe 'n demper op ons geestelike krag sal plaas deurdat dit die salwing van God op ons lewe benadeel. Nou julle, my seun is 'n elektriesien en een van die dinge wat die electricians altyd doen wanneer hulle 'n huis bou en hulle het hulle pype ingesit. Hulle wil iets oorkom as jy nie daai pype toestop met een of ander stuk papiertjie of 'n plastiek nie. Hoekom nie? OK. Hoekom moet dan nie klippies inval nie? Want hulle moet 'n kabel daardeur trek. En nou probeer jy 'n kabel deur daai ding trek en daar sit 'n stuk sement binne-in vas. Glo my vry, jy kry nie daai kabel deur nie. Jy sukkel. As 'n knak in die kabel. Ek weet nie wie van julle het al tuinslang gevat en dan spuit hierdie nuwe tuinslange met sulke rabbies, val daai ou dingetjies. En dan spuit jy nou nat en dan sien jy, ag jy sien nou, ek het net 'n bietjie vorentoe geloop. Nou, wat gaan nou? Waar is die water nou heen? Dan draai jy nou om. Nou Christel is baie geneig. Sy's baie lief om nat te spuit so. Sy het nou nog toe net toe ons hiernatoe kom, toe sien ek sy draai die tuinslang uit so 'n knoop gemaak. Toe sien ek sy gaan draai hom om toe dink ek ja nee, kyk, dis nou presies hoe ons lewens werk. Daar's 'n knak in die kabel, daar's 'n knak in die pyp. Dan kan die water nie deurkom nie. En sonde veroorsaak 'n knak. Sonde veroorsaak 'n verstopping. Dan kan God se gees nie vrylik daardeur vloei nie. So kry jy 'n ou pypie oop julle. Dat God daardeur met sy gees kan blaas. So sonde werk nie vir God nie. Nou hy sê hierson, so sy geestelike krag deur dat dit die salwing van God op ons, so met ander woorde, die salwing van die Here word benadeel deur sonde in jou lewe. Nou wat is salwing? Ons het al baie van hierdie woord gehoor. Die woord salwing beteken charisma, anointing. OK? Nou daar's baie forme van salwing in die Ou Testament, van die salwing met olie en al daai dinge wat tiperend is op dit. Maar salwing beteken letterlik the anointing. So vandaar kom die woord Christus. Nou wie van julle het al gehoor van die laaste dae en die wederkoms en die boek van Openbaring en die boek van Tessalonisense praat van die anti-kris? Wat beteken die anti-kris? Die anti-kris is vir my en jou anti-Jesus, né? Hy's teen Jesus. Maar dis meer as dit. Die anti-kris, of laat ek eerder sê, hoekom is hy teen Jesus? Want Jesus is gesalf. Dit is my seun in wie ek 'n welbehae het. So die salwing van die Heilige Gees kom oor hom en die Heilige Gees lei hom uit in die woestyn en hy oorwin die duiwel. OK. So wat is die duiwel? Hy's anti-salwing. Anti teen God se salwing op jou lewe. So wat gaan die duiwel aanval in jou lewe? God se salwing. Hy haat dit. So hy wil die salwing elimineer. Want wanneer ons onder die salwing bedien, wanneer ons onder die salwing funksioneer, wanneer ons onder God se, wat is die salwing? Is God se teenwoordigheid in my, is God se heerskappy wat deur my breek. Die oomblik wanneer ons dit doen, julle, die duiwel hou nie daarvan nie. Hy gaan jou wil teestaan daarop. Hoekom? Want hy's anti-salwing, hy's anti-Christus, hy's anti-Christos. Hy's anti die salwing van die Heilige Gees op jou lewe. Dis hoekom Jesus sê, voordat julle hierdie evangelie na die wêreld toe vat, gaan wag eers vir die salwing van die Heilige Gees sodat julle disippels kan gaan maak van die hele wêreld. En die oomblik wanneer jy die Here Jesus aanneem, kom die Gees en hy kom woon in jou en nou het jy die krag van die Gees van God nodig en dit is hoekom daar op die dag van Pinkster ontvang hulle die krag van die Heilige Gees om sy disippels te wees sodat hulle ander disippels vir Christus kan maak.
As die Bybel Satan beskryf as die anti-kris, verwys dit letterlik na die een wat anti of teen die salwing is. Dit verduidelik Satan se haat teenoor Jesus Christus, asook sy haat en aanslag teen elke ander gesalfde kind van God. Satan haat God se teenwoordigheid, omdat dit sy bose werk aan die lig bring, en die salwing van God is niks anders as God se teenwoordigheid of sy regeringskap in my en jou lewe nie. So, hoe meer jy God toelaat om in jou lewe te werk, hoe meer gaan die krag van God deur jou breek. In Jesaja 10 vers 27 sê God, dat elke juk wat Satan op ons wil plaas met sy salwing, sy teenwoordigheid sal vernietig word. Satan is die anti-salwing, omdat hy weet dat God se teenwoordigheid in my en jou lewe ons volkome sal vrymaak van al die laste wat hy op ons lê. Sy doel met ons lewe is om ons te weerhou van God se salwing, en hy weet dat die sonde geskik is vir hierdie taak. So ons sal sukkel met sonde, ons sal onderdruk word deur die duiwel, ons sal in armoede en siekte bly leef, ons sal in depressie bly voortgaan, totdat ons God se koninkrykskrag in jou lewe aktiveer. Julle, hoeveel mense oor hierdie jare het by my uitgekom wat vasgevang is in depressie, op die punt van selfmoord. Daar bly vir hulle niks oor nie. Maar die oomblik, wanneer hulle God se woord begin vat in hulle lewe, en jy bly hulle ondersteun, en jy bly hulle help, en jy bly hulle deur daai proses bystaan, en jy sien skielik, jy begin daai vliegtuig styg, dan tel hy ouens op. Hoekom? Want die salwing van Christus maak hulle vry. So, waar moet ek en jy mense uitkry? In God se teenwoordigheid. En julle, dit is wat ons in hierdie dae wil doen. Ons wil die kerk van Jesus kry. Hoe meer ons van God het, by ons, in ons, hoe groter sal die impak by jou werk, hoe groter sal die impak in jou familie, hoe groter sal die impak in jou dorp, in jou stad, en waar jy ook al bly wees, in jou omgewing. Want God ken dit. Ek lag so vir ou Dr. Sonja Kok. Sy het altyd daar in Amandasig in Berglaan gebly, so naby ons kerk, soos baie jare by my in die gemeente gewees. En op 'n stadium met, ek weet nie wat, het een van die politieke partye, ek dink dit was die ANC, het hulle 'n groot hulle het besluit, hulle gaan een of ander senior ou van hulle het daar gebly, en hy besluit, hy gaan nou 'n groot partytjie hou, my kordon die hele blok af. Hy stop dit vir daai partytjie, en sy sê, hoorie, wat is nonsens is hierdie, ek moet by die hospitaal uitkom. En sy is nogal baie in die Joodse kultuur, en sy trek haar Joodse jassie van haar aan, en sy besluit, sy gaan nou hier afwandel, sy gaan haarself bekendstel in hierdie ou, en sy kom by hom, sy sê van, hoor, ek hoor jy gaan hierdie groot partytjie hou. Ja nee, jy's ook genooi, sê jy gaan jy kom? Sy sê, nee, ek gaan nie kom nie, maar kan ek vir jou bid asseblief? Nou julle, as jy vir Sonja ken, sy is so korterig, en sy kan so vinnig loop, en hier staan sy voor hierdie groot, en die ou sê, ja nee, kom af, hy bid, en sy trek daar los, en sy bid onder die salwing van die Heilige Gees. En die dag toe hulle daai party hou, en hulle slaan daai tent op die straat op, toe steek haar 'n stormwind op, en hy waai al daai tente in die straat weg. Dus sy hierdie storie vertel, wil ek my eintlik altyd doodlag, want ek kan haar sien. Sy het net die salwing van God geaktiveer. Ou Tannie Poppy, hier was 'n disco hier in die stad, daar in Prinsloostraat, of in een van Pretoria straat, of een van die strate. Die ding se naam was Jacqueline's. En Tannie Poppy het 'n haarsalon so om die hoek gehad. Nou Tannie Poppy was so 'n kort, dikkerige tannie, maar kyk, sy kom bid. En sy's gevul met die Heilige Gees, sy met jou praat so in tale. En hierdie ding maak hier om die hoek oop, en sy besluit, en ek het ou Benny Mong geken, en was die eienaar, want hy het so skuins oorkant my neef hulle gebly, hy was die eienaar van die plek. En Tannie Poppy besluit, hoor, hierdie is nonsens. Hierdie storie dat hulle hierdie holie langs my winkel oopmaak, daai ding gaan nie werk nie. En sy stap nou met die Mong, en sê, hoorie Benny, ek wil vir jou nou sê, jy maak hierdie plek toe, of ek maak hom toe. Eers en hulle bars uit en hulle lag vir haar. Sy sê, o, okay, is hierdie nou 'n uitdaging? Gaan jy hierdie ding skuif, of moet ek hom toebid? En hulle lag vir haar. En wat doen nou Tannie Poppy? Sy begin bid. En sy begin bid. En sy begin bid. Tot op 'n dag, dat hulle Jacqueline's, het hy afgebrand.
Maar weet jy wat? Benny Mong is gevang vir bedrog. En hy was jare in die tronk. Ek het gewonder waar het jy daai triks gekry. Die Here het daai ou uitgeklee. Maar Tannie Poppie het hom toegebid. Nou dan sê jy dink, ag, dit was net toevallig. Gerald Koekemoer sê altyd, as jy vir hom sê dis toevallig, dan sê hy nee, is nie toevallig, hy sê toeval die lig. So met ander die lig het geval toe Tannie Poppie begin bid. Want sy het 'n klomp tannies, vir Tannie Soetie en vir Tannie Wel en sy in oud Anne-Marie Loubser, daai 4 tannies. As hulle gebid het in 'n saal soos hierdie. Ons wat jong seuns daai tyd was, ons was by 'n bidhuur. Jy sorg dat jy nie naby een van hulle 4 staan nie. Want hulle bid so ernstig dat jy so bang raak dat die Here wys al die verkeerde goed in jou lewe uit, dat jy sorg dat jy agter in die hoek bid en hulle bid hier voor. Want jy weet jy jaag aan. Want ons gaan bid hier toe net om Justice gelukkig te hou, want ons weet na die bid hier gaan ons Jacqueline's toe, gaan een van daai plekke toe. Sê Tannie Wel, hoor jy, ek hoor julle gaan nou weer soontoe. Ja nee, ons gaan nou soontoe. Nee, gaan maar julle moet nou net weet, julle gaan nie lankal bly nie. Soos maar hoekom nie Tannie Wel? Nee, ek sê nou vir julle gaan ek bid. Dat Steven jou vertel. Gaan ons daartoe en dan kom ons daar uit en dan Steven, hy soek net die meisies. Hy wil net al hierdie mooi meisies wat hy soek net die mooi meisies. Ag, nee, 'n halfuur daar binne nie. Dan is hy so naar soos 'n kat. Dan word hy so siek soos 'n hond. Dan sê hoor ons moet nou ry. Sê ek, wat bekeer jou nou? Die party begin nou net eers. Jy het net al hierdie meisies en hy so 'n mooi gesig ouetjie. Jy het net al hierdie meisies nou bymekaar gemaak en nou kom jy met hierdie naar storie van jou. Wat is dit nou hierdie storie van jou? Lyk my jy kan nie in sulke plekke nie. Nee, gaan jy maar alleen huis, ek gaan nie bly en sê nee, jy gaan nie huis toe loop nie, jy kom saam. Maar jy beter kom want jy moet die kar bestuur want ek voel nie lekker nie. Dan kom ons by die huis aan en brand aan die Wel se lig. Maak sy die deur om sê, "Ooh, het julle die dans geniet?" Ooh, het julle hierdie partytjie geniet? Hoekom is jy so vroeg terug? Dan sê maar, los my net uit. Sê ek Tannie Wel, jy het weer gebid. Hulle het my tot redding gebid. Julle sien, dis die verskil tussen die ou kerk en die nuwe kerk, of die moderne kerk. Daai ou mense het God se gees gebruik. So die Here sê, as ons nie die gees van God gaan toelaat om in ons te heers nie, gaan jy sukkel om oorwinning oor die duiwel te kry. Jy moet hom toelaat. Die vraag is, hoe doen ons dit? Sleutel nommer 1. Ongeag wat jou situasie, jou emosies en omgewing vir jou sê, ongeag van dit. Hebreërs 10 vers 38 sê, die regverdige sal deur die geloof lewe. So dit maak nie saak wat jou omstandighede om jou is nie. Jy sal deur geloof lewe. So met ander woorde, deur geloof sal jy kanker, deur geloof sal jy oorwin, deur geloof sal jy deurbreek. Dis die sleutel julle. So geloof is die vaste vertroue op die dinge wat ek hoop, 'n bewys van dit wat ek nog nie sien nie. So met ander woorde, daai is 'n baie kwaai stelling julle. So jy sien nog nie die antwoord nie in die fisiese wêreld nie, maar in jou geestesoog, in jou geloofslewe, gryp jy dit aan asof jy dit klaar het. Jy vat dit. Dis hoekom Abraham kon trek. Hy het ou Isak vasgehou voordat Isak nog gebore was. Waar? In sy denke, in sy hart, in geloof. So, ongeag wat jou situasie of jou emosies vir jou sê, glo, want die regverdige sal deur die geloof leef. Handelinge 16:31 sê Paulus vir die tronkbewaarder, glo en jy sal gered word. Jesus het net gekom om ons sonde om ons te verlos van die hel nie. Hy het ook gekom om ons in hierdie lewe te verlos van sonde wat ons lewe wil beheer. Daarom sê Paulus in Romeine 6:14, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie. So die sonde kan nie oor jou heers nie. As dit oor jou heers, wie laat dit toe? Jy laat dit toe. Ek lag so vir ou Martin daar by die kerk. Nou hy het nou al so baie dinge in sy lewe oorwin, dwelms en allerhande goed en die Here het nie regtig in die kind se lewe gewerk.
Maar nou sukkel hy nou nog so 'n bietjie met hierdie pakkie sigarette in sy sak en nou kom hy nou die oggend met my. Hy sê hoor hierso, hy sê ek het nou besluit ek gaan nou ophou rook. Ek sê eers ek is bly om dit te hoor. Ek sê nou hoeveelste dag is dit al? Nee, hier is nou my tweede dag. Ek sê nou hoe gaan dit? Nee, hy sê dit gaan eintlik baie goed. Nou los ek hom vir 'n ruk. Nou ondersteek sê net nou ek hoop jy hou nog uit. Ek hoop jy hou nog uit. Maar nou ek vra nie. En eendag sien ek hom hier by die huis en hy werk ons nou Vrydag hier. Sien ek hom hier sigaret in die hand. Ek sê nou. Hy sê nee, weet jy ek sit op die bank. Hy sê en voordat ek my kon kry, toe is die sigaret in my hand en ek vat 'n trek. Hy sê daar's ek terug waar ek was. Ek sê okay, wie het nou geheers? Nee, die duiwel het my hier uitgevang. Ek sê nee. Ek dink jy het hom toegelaat. Want jy moes tog mos nou besluit het, hoekom het daai pakkie sigarette daar gelê? Hy moes nie daar gelê het nie. Jy moes op hom getrap het en jy moes oor hom geheers het. Ou pastoor Ben de Lange, kyk, hy was 'n alkoholis. Dan kom ou tannie Sharon by die kerk aan elke liewe Sondag aand, dan wyl sy voor die Here in die bidure, Woensdae aande. Nou julle, ek is net so jonk in die kerk in. Dan kom ou tannie Sharon daar aan en dan huil sy oor ou Ben. Hy is so getrek en hy is so dronk en hy is dit en hy is dat en dan sê hy klomp tannies, nee, kom ons bid. Jesus, dan bid hulle vir ou Ben. Nooi sy ou Ben uit, hy wil net nie kerk toe kom. Daar's nie manier hy kom nie kerk toe nie. En een Sondag aand, toe sy by die huis kom, toe het hulle ook nou weer daar by die biduur gebid en vir hom of voor die diens vir hom gebid en tydens die diens het sy uitgekniel in haar hartseer en vir hom gebid dat die Here met sy lewe. Toe sy by die huis kom, toe staan hy met 2 bottels drank so oor die wasbak. Toe gooi hy dit so uit. Toe sê hy ek is vandag klaar. God het met my gepraat. En om Ben de Lange het nooit in sy hele lewe daarna sy mond weer aan drank gesit nie. Ooit weer nie. Ek weet nie of julle Uncle Ben's Den ken nie. Nou dis sy plek. Toe het hy begin fokus op gebroke mense wat geen inkom het nie. En hy het daai klomp erwe gekoop en net huise daar opgerig vir mense om te bly. Dis hulle plek. Dis om Ben. En waar is om Ben die volgende Sondag? In die kerk. En waar staan die Sharon? Omtrent in die hemel. Baie bly. Want God het hom verlos. My gebed het dit verander, né? So. Geloof, hou vas daaraan. Want die sonde sal oor julle nie heers nie. Hier sien ons dat God se woord genoeg krag het om elke probleem in jou lewe op te los. God se woord is groter in krag as enige probleem waarteen ek en jy kan staan. As ons geloof het in sy woord, sal ons vra net wat ons wil. Ek noem dit die net wat beginsel en sal ons dit verkry. Johannes 15:7, né? Wat is die tweede sleutel? Leef in die liefde van Jesus. Romeine 8:2. Want die wet van die lewe het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Waar vind ons die wet van die lewe? In Christus Jesus. So, waar lê jou oorwinning? In Christus Jesus. Nou julle, as jy nou sukkel met iets in jou lewe, want almal van ons sukkel maar met goed in ons lewe, moenie laat die duiwel jou die hele tyd aankla nie. Begin hom weerstaan in Jesus se naam. Weet so baie keer kom die mense by my en sê hulle vir my, hoor hierso, weet ek is nou so moeg om die duiwel te veg. En ek kry hom net nie oorwin nie. Jy hoef nie die duiwel te veg nie. Jesus het hom klaar geveg en hom geoorwin. Die Bybel sê jy moet die duiwel weerstaan. Hoe? In die naam van Jesus Christus. So, wat doen ons as ons hom veg? Hy maak jou moeg. Want hy is 'n gees en jy is 'n vlees. So hy wil jou heeltyd onderdruk. Hy wil jou uitoorlê. Hy wil goed in jou pad sit, struikelblokke. Hy wil jou moedeloos maak. So 'n paar weke terug het Ellie so 'n bietjie moedeloos hier by die Sondagdiens aangekom. En mense, hoor, jy kan ek gou met jou gepraat, moet net gou vir hierdie raad vra in hierdie ding. Hoekom? Toe die duiwel net so 'n lekker steentjie voor sy voetjies aangegooi en sê, hoor hierso, kom ons kyk of jy gaan val. Nee man. Dis presies wat hy wil doen. Weerstaan hom in Jesus se naam. Vat oorwinning in Jesus se naam. So, Christus se liefde is jou tweede sleutel. Hoor dit sê Johannes 15. Bly in my, soos ek in julle. Nou bly Christus net half in ons, of bly hy vol in ons? So, as ons, bly ons partykeer half in Christus? Ja,
Nou sê hy, bly in my, net soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. So wat gaan gebeur as jy nie in Christus bly nie? Jy gaan nie vrug dra nie. Nou kan jy sien, die kerk is vrugteloos, omdat ons nie ten volle in Christus bly nie, julle. Soos die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle liefgehad het. So om te oorwin, leef in die liefde van die Here Jesus. Leef in die liefde teenoor hom, maar leef ook teenoor mekaar in Jesus se liefde. Om in Christus te bly beteken letterlik om dieselfde liefde te leef of uit te leef as wat Jesus ingeleef het. Die wet van die lewe in Christus word geaktiveer in ons lewe deur te funksioneer deur geloof in die woord van God, ongeag wat ek ervaar, en te leef in dieselfde liefde as wat Jesus vir ons geleef het. Hoekom is hierdie twee faktore die sleutel tot 'n oorwinnende lewe? Want Hebreërs 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. 1 Johannes 4:8. Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde. En dit is hoekom Jesus sê, bly in my, Hebreërs 1:3. Hy wat die afskynsel is van God se heerlikheid en die afdruksel van sy wese. Jesus was die volmaakte beeld van God. En in 1 Johannes 4:8 sê hy, want God is liefde. As ons vrug in ons lewe wil dra, 'n onvoorwaardelike geloof in God se woord en na ander mense uitreik met God se liefde. En julle, ek sien dit maar net baie keer. Dis nie altyd maklik om na almal uit te reik nie. Maar ons moet in my persoon elke dag kyk waar jy gekonfronteer word deur mense of waar jy met mense in aanraking kom om net op 'n manier met hulle Jesus se liefde te deel. Ek het al so baie keer dan stop ek by van hierdie jong seuns wat so op die straat sit. Dan vra ek hulle die volgende vraag: sê vir my, wat is jou grootste behoefte? Die ene gaan vir jou sê geld. Ander van jou gaan sê blyplek. Dan sê ek vir hom, hoorie, dan sê ek, kom en sê vir my geld. Sê ek, as ek jou nou R100 gee, gaan dit genoeg wees? Ja, Jesus oom, ek sal baie bly wees. Ek sê, wat gaan jy maak? Nee, jy gaan kos koop. Ek sê, ek weet jy lieg. Okay, maar jy sê jy gaan dit R100 gaan, ja. En môre? Wat van môre? Hy sê, nee, môre dan moet ek weer vra. Ek sê, wat is jou grootste behoefte? En nie, nou kan hy nie weer kos antwoord want hy is bang ek vang hom uit. Nou sê hy, nee, 'n blyplek. Sê ek, okay. As ek jou 'n blyplek gee en jy hou aan met jou dwelms, waar gaan jy ore môre wees? Jy gaan my goed steel, as jy weer op straat. Gaan dit jou help? Nee. Ek sê, my seun, jou grootste behoefte is nie kos of klere of 'n huis nie. Want jy streetwise. Jou grootste behoefte is God in jou lewe. En mense, ek en jy moet Christus by hulle uitbring. Maar ek weet nie of dit net in Suid-Afrika is nie. Die mense is straat slim, hoor. Kyk, hulle is berading slim. Hulle weet al die regte antwoorde as jy hom konfronteer. Maar reik altyd uit na almal met Jesus se liefde. Want dan het jy gedoen wat jy kan doen. Dis eintlik 'n vroutjie sy hierso, sy staan altyd, ek sien haar nou nog hier. Haar naam is Tandi. Sy's geweldig gestremd en sy sukkel om te loop. En eendag toe ek net so stop, toe kom sy aan om sy wil 'n geldjie vra en ek sien is hierdie jong dogter sukkel verskriklik. En ek sê vir haar, hoorie, weet waar kom jy vandaan? Nee, sy kom van Zimbabwe af.
Ek sê maar, "Jesus, hoekom is jy hier?" Sy sê, "Nee, is niemand, ek ken niemand hier nie, is niemand hier nie. Ek moet maar hier staan en geldjie vra dat ek aan die lewe kan bly." Ek sê, "Maar hoekom gaan jy nie terug na waar jy vandaan gekom het nie?" En ek praat dit was nou voor al hierdie gemors nou daarbo soos dit nou is, daar was daarom nog iewers ter werk en goed. En sy sê vir my, "Nee, ek sal so graag wil terugkom, maar ek kan nie. Hoe sal ek nou daarbo kom?" Ek sê, "Weet jy wat? Ek gaan oor 'n week gaan ek Zimbabwe toe. Ons het 'n uitreik daar, ons het 'n konferensie daar. En as jy wil saamry, dan vat ek jou terug." Ek sê, "En daai dag as ek ry, gaan ek jou op hierdie hoek van hierdie straat kry." En ek skryf dit vir haar op 'n brief uit, want ek het haar elke dag gesien staan. Dat sy nou nie 'n onsekerheid hê van ek sê vir haar, "Gaan so laat ry, ons gaan jou hierdie tyd daar kry." Ek het daai oggend daar gekom, sy het nooit gekom nie. Sy wou nie teruggaan nie. Hoekom? Want dit is vir haar beter hier is daar. Maar in my gees het ek haar super jammer gekry. Ek het haar uiters jammer gekry om in daai toestand na elke kar toe te loop om te bedel. So reik maar uit waar jy kan uitreik, maar wees wys, want hulle gaan jou uitbuit. Hulle gaan jou uitbuit. En hulle lieg. Daar in my garage staan ek werk eendag aan die garage, ek het nog aan Nina Park gebly daar in Sunbird Lane en daar staan so 'n hele ryk koeldrankbottels, maar glasbottels langs die kant en daar kom 'n ou swart daar verbygeloop en hy sê vir my, "Hoorie, kan ek nie hierdie bottels kry nie?" Ek sê, "Nee, ek kan dit kry, wat gaan jy maak?" Hy sê, "Nee, ek gaan nou dit verkoop en dan gaan ek kos koop daarmee." Ek sê, "Ek weet jy lieg." Ek sê, "Maar jy moet mooi weet, ek is 'n predikant en as jy nou hierdie bottels hier vat, gaan ek vir jou bid dat jy gaan kos koop. As jy dit nie gaan doen nie, dan gaan die Here jou uitsort." Nee, hy gaan nie, hy beloof my, hy gaan nie. En hy vat daai klomp bottels. Hier is 'n klomp bottels, seker 10 bottels. En ek sit dit vir hom daar in 2 checker sakke en hy loop met die goed daar af in die straat en hy was nog nie 'n halwe blok ver nie. Hier breek al twee daai plastiese sakke in een oomblik en al daai bottels val stukkend op die grond. En hy kyk net so om en hy sien my, maar hy hardloop weg. Woep. Ag gaan hy. Seker gedink hier's nou 'n profeet. Ja. Toe moes ek die bottelstukke gaan optel. Plaas het ek hom maar gelos. So, dit is hoe dit werk julle. Kom ons maak klaar. As ons vrug wil dra, sê die Here, onvoorwaardelike geloof en onvoorwaardelike liefde. Matteus 25. En hier lees ons van God se beloning gee aan elkeen wat die gees van wat die gees van die lewe in Christus Jesus geaktiveer het. Jy kan maar Matteus 25 gaan deurlees en jy ken daai verhaal van hy sê ek kom by iemand uit nie klere nie. Wat moet jy doen? Gee hom klere. As jy by iemand kom wat nie kos het nie, gee hom kos. Dan het hy daai goed, dan sê hy, wanneer jy dit aan die geringste gedoen het, het jy dit aan my gedoen. OK. Maar weet julle wat is kwaai van daai skrif? Dieselfde woorde na die ander kant, as jy dit nie gedoen het nie, het jy dit nie aan my gedoen nie. En die wat dit gedoen het, beerf die koninkryk van God, beerf die hemele. Maar die wat dit nie gedoen het nie, draai weg by die poorte van die hemel. Dis presies soos die skrif wat sê, soos deur water heen, in die dae van Noag is hulle gered. Deur 8 siele deur die water heen. Nou julle, daai is 'n tipe van die doop, want hy vergelyk dit met die doop. Dieselfde water wat 8 siele red, is dieselfde water wat die wêreld veroordeel. Dieselfde water. Hy het 2 kante van hierdie koin. So wat is die sleutel? Gehoorsaamheid aan God se woord. So ek wil julle vanaand verdaag, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag en jou naaste soos jouself. So 'n lewe in Christus begin by 'n liefde vir God eerste en 'n liefde vir alle mense. Julle, alle mense is nie altyd maklik om lief te hê nie. OK? Party mense is dit moeiliker om hulle lief te hê. Nou die Here sê jy moet hom lief hê. En ek het gesien, as jy in geregtigheid optree,
dit maak deure oop. Dit sê nie, jy hoef nie 'n verskil van iemand nie, maar jy moet altyd in God se liefde optree. Het Saterdag weer by my 'n klomp werkers, 'n paar werkers gewerk, en daar so 'n jong mannetjie. Hy het so 'n paar weke terug toe ons 'n masjien hier getoets van Amerika af, wat hulle wou sprei met die ding teen die mure, en ek het 'n klomp ouens gereël, en hy's onder andere toe nou hier met my klomp goed. En nou kry ek hom 'n dag voor die tyd. Ek sê, hoor hier's Daniel, dit is nou wat jy moet doen. As jy nou 'n mengsel meng vir pleister, dan is dit altyd 6 skrywans sand teen 3 sakke sement. OK. So jy vat of 2 sakke sement teenoor 6 skrywans, en nie vrou, maar dit is 2 teenoor 6. Ek sê nou gaan jy en jy maak in hierdie huis hoopies van 3 krywans. Nou dis en 1 sak sement. Het jy dit nie? Hy het dit. Eers en hy doen dit te mooi. Toe ek aand toe kom, daar hoopie 1 sak sement, hoopie 1 sak sement, hoopie 1 sak sement, hoopie oralster in die hele huis, want ons weet toe nou nie as hierdie masjien nou sprei, hoe vinnig gaan dit gaan of wat gaan dit doen nie. Ons het nie 'n klou, want niemand weet. Eers daai oggend kom ek hier aan. Nou sê ek vir hom, jy wag net tot ek vir jou sê, en dan as jy reg is, dan maak jy die droë sak sement oop en jy meng dit met die sand, want ons wil nie hê die sement moet droog word in die sand. Daai sand is droog gemaak in die huis, dan meng jy dit vir my. Nou, dis 'n kommunikasie gap. Ek kom hier aan, nou bring hulle die masjien. Dis 'n masjien, hy vat droë materiaal. Hulle soek droë sand. Ek sê vir hom, die sand moet droog wees. Maak dit droog in die huis, so 'n paar weke voor die tyd droog ek dit al. Kom my oggend hier. Nou sê vir my, wanneer kan ek begin? Ek sê, okay, nee, hulle is nou hierso, meng solank die eerste 2 hoopies. Breek die sak sement, meng hom deur in die sand, en dan los jy dit net so. Wanneer daai masjien daar kom, dan vat ons daai sement, daai droog ons gooi daarin. O, Ami kom by my en sê, hoor hierso, hierdie ouetjie het nou seker al 5 hoopies sement gebreek in die sand en water daarop gegooi, nou maak hy dagga. Julle, ek het 1 hele maand lank sement sand droog gemaak. Nou is ek in so groot verleentheid. Want wat sê ek nou vir hierdie mense wat van hierdie groot van Greyco maatskappy af hier is met hierdie masjien wat nou hier aankom, 120 000 rand se masjien. Wat sê ek nou vir hulle? Ek trap sommer ou Daniel vas. Maar toe ek hom klaar met hom geraas het, besef ek hy het my verkeerd verstaan. Ek sê vir hom, Daniel, ek vra jou om verskoning dat ek so met jou geraas het. Ek sê, met jou ore oop maak, jy moes geluister het, maar ek vra jou om verskoning. Nou kom hy gister hier, nou werk hy nou vir die eerste keer nou van daai tyd af hier. Hy sê, Maruti, hy sê, vandag moet ek vir jou sê, ek is baie jammer dat ek daai fout gemaak het. Ek sê, moenie worry nie, Daniel, ek het jou mos gesê ek is jammer. Ek sê, ek en jy het mekaar net nie lekker verstaan nie. Maar jy weet vandag wat om te doen, want jy is al gewoond in daai job. Daai ding wat ons daar wou doen is buitengewoon, dit werk nie altyd so nie. So, wat het gemaak dat hy terugkom en sê, hoorie, sorry. Net omdat ek die liefde van Jesus aan hom gedemonstreer het. So die liefde oorwin alles. Die liefde wen altyd. So om in Christus te lewe, is om God lief te hê, bo alles. En om jou naaste lief te hê, soos jouself. Kom ons bid saam. Vader, ek wil vra dat U hierdie inleiding, Here, tot hierdie lesing net in ons hart sal vestig. Gee ons genade, Here, dat ons die geluk sal vind waaroor die volgende lesing gaan en die lesings daarna. Help ons om hierdie hele proses wat U ons in wil vat, dat ons dit sal leer en dat ons daaraan sal vashou in Jesus se naam. Here, ek eer U en ek loof U en ek aanbid U. Hou ons vas in die holte van U hand, en Here, ek sê ook vanaand weer eens vir U dankie vir elke persoon wat ook in hierdie week, Here, so baie aan my gedink het, dat hulle en so baie omgegee het, Here, dat hulle ook in hierdie liefdesbetoning teenoor my en my gesin, Here, uitgereik het. Dankie, Vader, dat U ook op hierdie manier, Here, vir ons bevestig dat U liefde vir ons so groot is. Seën dan ook alles wat vir ons voorberei is, en seën elke persoon, Here, wat 'n bydrae gelewer het tot dit, en seën elkeen wat daarin gaan deel. Is my gebed in Jesus se naam. Amen. Blessings vir julle, die Here bless julle en seën julle. Ons het daarom nog 'n paar tyd, 'n bietjie tyd om 'n paar lekkernye te eet, hoor.